Sjoe, welkom graad 7 leerders. Vandag vat ons julle op 'n werklik fascinerende studiereis. Ons gaan letterlik een van die mees komplekse, briljante stelsels op aarde verken, die menslike liggaam. Soos in 'n topklas natuurlewe dokumentêr, gaan ons stap vir stap kyk na die prosesse wat ons maak wie ons is. Ek het al die feite uit julle bronne geneem en dit in hierdie visuele uiteensetting omskep. Dis nie net 'n gewone hersieningssessie nie hoor. Dis 'n interaktiewe vasvraag wat jou die selfvertroue gaan gee om daai eksamen heeltemal te verpletter. Goed, kom ons spring dadelik in. Ons reis vandag het 3 opwindende hoofstukke. Eerstens kyk ons na die wonder van puberteit. Dan beweeg ons na die fisiese veranderings by meisies en seuns. En laastens loer ons na die manlike voortplantingsstelsel. Reg, kom ons gaan. Deel 1, die wonder van puberteit. Die absolute begin van ons lewensiklus. So, vraag nommer 1, hoe plant mense voort? Dink gou so bietjie daaroor. As jy gesê het mense plant geslagtelik voort, dan is jy 100% in die kol. Ja, mense plant geslagtelik voort. Dis 'n pragtige en heeltemal natuurlike proses wat 2 individue nodig het om nuwe lewe te skep. Dit is basies die fundamentele beginsel van alle biologiese oorlewing. Wat ons mooi by vraag 2 bring, wanneer word mense se voortplantingsorgane eintlik eers ryp? Ek bedoel, as babas is ons natuurlik nog glad nie gereed vir hierdie proses nie. So die kernpunt hier is dat hierdie organe eers ryp word tydens daardie ongelooflike lewensfase wat ons ken as puberteit. Dis letterlik asof die liggaam se innerlike horlosie ewe skielik sê, reg, dis nou tyd vir die volgende groot fase. Nou ja, dit lei ons perfek na vraag 3. Wat presies veroorsaak puberteit? Wie of wat druk hierdie spreekwoordelike knoppie? Wel, die antwoord is kragtige chemikalieë genaamd hormone. Hierdie hormone is amper soos onsigbare boodskappers, né? Hulle reis deur jou bloedstroom en gee vir verskillende dele van jou liggaam instruksies om te begin groei en verander. Dis sowaar 'n biologiese meesterstuk. Vraag 4 is regtig fascinant. Op watter ouderdom begin puberteit gewoonlik by meisies en seuns? Soos julle hier kan sien, begin dit by meisies, tipies, so rondom ouderdom 10 tot 11. Maar as ons na die seuns kyk, begin dit so 'n bietjie later, gewoonlik tussen 11 en 12. Hierdie vergelyking wys net mooi hoe elke geslag al eie unieke en eintlik perfekte tydsberekening in die natuur het. Goed, ons beweeg nou aan na een van die mees kenmerkende prosesse by meisies. Vraag 5 vra, wat is menstruasie? As ons dit wetenskaplik, maar ook mooi natuurlik stel, is dit die maandelikse vrystelling van 'n onbevrugte eier en bloedvoering deur die vagina. En hoorie, dis absoluut niks om oor skaam te wees nie. Inteendeel, dis 'n hoogs gesofistikeerde maandelikse ritme wat wys dat die liggaam presies funksioneer soos dit ontwerp is. Wat ons dadelik by vraag 6 bring, waarvan is die begin van menstruasie dan 'n teken? Die antwoord wys op 'n massiewe mylpaal in die lewensiklus. Dit is 'n teken dat die meisie vrugbaar is. En dit beteken biologies is sy in staat om swanger te raak. Basies begin die liggaam te oefen vir sy vermoë om eendag nuwe lewe te kan onderhou. En so stap ons in deel 2 in. Fisiese veranderings by meisies en seuns, die sigbare transformasie. Nou, vraag 7 is 'n groot een vir daardie eksamen van julle, so let mooi op. Noem die fisiese veranderings wat spesifiek by meisies tydens puberteit plaasvind. Daar is 7 punte hier. Eerstens begin die geslagsorgane, soos die vagina, baarmoeder en eierstok, geslagsryp word. Tweedens, hare begin groei onder die arms en op die geslagsdele. Derdens, soos ons sopas gesien het, begin menstruasie. Vierdens is daar 'n wonderlike aanpassing. Meisies groei langer, hul middellyf word meer gedefinieerd en hul heupe verbreed. Weet julle hoekom? Om briljante ruimte te maak vir 'n moontlike toekomstige geboorte. Vyftens begin borste ontwikkel en word groter. Sestens, en let wel hierop, liggaamsreuk verander en meisies sweet meer. Daarom is daai antiperspirant nou nogal belangrik. En laastens, weens 'n verhoogde olieafskeiding van die vel af, vorm akne of pysies gereeld. Dis regtig alles heeltemal natuurlik. Reg, kom ons kyk nou 'n bietjie na die seuns. Vraag 8 vra, noem die fisiese veranderings wat spesifiek by seuns tydens puberteit plaasvind. Weereens 7 fascinerende veranderings. Eerstens begin die geslagsorgane, naamlik die testikels en penis geslagsryp word. Tweedens, en dis 'n massiewe stap vir vrugbaarheid, die testikels begin spermselle produseer wat vrolike eierselle kan bevrug. Derdens sien ons haar groei op die gesig, bors, geslagsdele en natuurlik onder die arms. Vierdens kom daardie groot groeispurt, seuns groei aansienlik langer en hul bene en spiere vergroot vir 'n baie sterker, meer gespierde voorkoms.
Vyftens, julle het dit seker alself in die gange by die skool gehoor, die stem verander en word 'n hele stuk dieper. Sestens, presies soos by meisies, verander die liggaamsreuk en seuns sweet baie meer. En sewendens, ervaar hulle ook akne of bysies as gevolg van presies dieselfde verhoogde olieafskeiding op die vel. Glo my, die liggaam werk oortyd in hierdie fase. Deel 3. Die manlike voortplantingsstelsel. Ons vat nou 'n nader kyk na spesifiek die manlike anatomie. Hier is vraag 9. Wat is die funksie van die testikels? Die kernantwoord hier is dat hulle spermselle, wat die manlike selle is, vervaardig. Die manlike liggaam is toegerus met 2 van hierdie testikels. Hulle is amper soos miniatuur, hoogs gespesialiseerde fabrieke wat letterlik deurlopend hierdie lewensbelangrike selle produseer. En kyk bietjie na hierdie briljante stukkie biologiese ingenieurswese by vraag 10. Wat is die skrotum en wat is die funksie van daarvan? Wel, dis 'n velsak wat buite die liggaam hang om die testikels te huisves. Maar julle wonder seker, hoekom aan die buitekant? Dit is omdat die liggaam 'n ingebou temperatuurbeheerstelsel het. Sy funksie is om die testikels effens koeler as die res van die liggaam se normale temperatuur te hou. Dit is absoluut krities vir goeie, gesonde spermproduksie. Sê nou vir my, die natuur is nie ongelooflik nie. Vraag 11 bring ons by die reis self. Wat is die funksie van die spermkanale? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig, maar absoluut noodsaaklik. Hulle dien as die vervoernetwerk. Hierdie kanale vervoer die sperm veilig en doeltreffend vanaf die testikels, waar dit gemaak word, regdeur na die penis toe. Goed, by vraag 12 kyk ons na die urinebuis. Wat is die urinebuis en sy funksie? Wel, dit is die buis wat binne in die penis loop. Maar die regtig fascinerende deel is dat dit 'n dubbele funksie het. Dit is die paadjie wat of urine of semen, en onthou, dis die vloeistof wat die sperm bevat, uit die liggaam uitvervoer. So, 2 baie verskillende prosesse wat netjies en hoogs doeltreffend dieselfde gang gebruik wanneer dit nodig is. En dit bring ons dan by die laaste stukkie van hierdie meganisme en ook ons laaste amptelike vasvraag vir vandag. Vraag 13. Wat is die funksie van die penis tydens geslagsomgang? Om dit eenvoudig en wetenskaplik te stel, dit word styf om sodoende in staat te wees om die sperm in die vrou se vagina in te plaas. En dit voltooi dan basies die hele proses van bevrugting wat ons daar heel aan die begin by vraag 1 bespreek het. Tjoe, en net so kom ons aan die einde van ons wetenskaplike verkenning. Ek wil julle vandag met hierdie een gedagte los. Hoe laat die begrip van jou eie lewensiklus jou meer voorbereid voel vir die toekoms? Dink so 'n bietjie daaroor. Jou liggaam is sowaar nie net iets wat toevallig aan mekaar gesit is nie, dis 'n ware meesterstuk van ontwerp. As jy hierdie feite onthou, die hormone, die fisiese veranderings en hoekom elke orgaan daar is, dan is jy nie net reg om 'n onderskeiding in natuurwetenskappe te slaan nie, jy is ook bemagtig. Jy verstaan presies wat besig is om binne jou te gebeur, so sterkte met daai eksamen, wees trots op julle briljante liggame en natuurlik, hou altyd aan met leer.